Hallo, goeiemôre, welkom, baie welkom. Dit is daarom maar net 'n wonderlike voorreg wat ons het om die Here so te ontmoet. Ons is vanoggend in Lukas 18, so as jy jou Bybel wil oopmaak, weer eens 'n lekker, uitdagende gedeelte om te lees en regtig oor na te dink. Kom ons begin reg, kom ons roep die Here aan. O diepte van die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is die oordeele, hoe onnaspeurlik u weet. Wie gee vir u raad, dat u voel om iets terug te doen? Uit u, deur u, tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. En dan groet die Here ons, en hy sê, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God die Vader, van Jesus Christus ons Here, alles deur die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewe. Nou ek wil jou nooi en sê, kom kyk bietjie daar, Lukas 18. Dat ons hom saam lees. Dit is 'n wonderlike gedeelte. Lukas 18, daar by vers 1. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. In dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra, doen aan my reg en aan my saak teen my teenparty. Dat hy lank wou hy nie. Maar later het hy homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en in 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op hierdie aarde vind? Here, dankie dat ons uit die Bybel kan lees. En ons wil vir u vra om ons gedagtes te help fokus op hierdie teks, dat ons ook sal hoor wat u vir elkeen van ons persoonlik te sê het. Amen. Nou die groot vraag is, hoe sal die Here Jesus God as regverdige regter vergelyk met 'n onregverdige regter? Dit pas mos nie. Maar dan wil hy eintlik ietsie sê van, as 'n onregverdige regter later billik teenoor iemand optree, hoeveel te meer sal 'n regverdige regter, God, dan nie teenoor sy geliefde kinders reg optree nie. En so vertel 'n ou, hy en sy seentjie kom by 'n winkel aan, dis iets soos Game of so tipe van winkel, en toe het hulle daar promosie, nou sit 'n bal, dan sit jy nou 'n bandie om jou arm, dat hy 'n lang, sterk rek aan, en dan het jy nou 'n ding wat jy om na toe nou moet gooi op die teiken. En dan toe hom so gooi, toe kom hy bal vir hom terug, maar hy slag vir hom op die neus. Hy is sommer net daar vies en klaar. En hy sê nee. Nou sy seentjie, papa ek wil so bal hê, papa ek wil so bal hê, maar erger as wat 'n perde vlieg so op jou kind sit en vlieg en sit en vlieg, is hierdie laaitjie al om sy pa en ma, hulle wil nou net. Maar eintlik het die man en sy vrou gedink, hulle het iets anders in gedagte. Nou vat hulle die ouetjie in die hand en hulle loop oor die straat na 'n ander winkel toe. Want daar so is lekker balle, wat lekker is om te skop in die erf agter. En by 'n vorige geleentheid by ander maatjies wat hy was, het hy gebaljaar met hierdie bal. So hy en sy vrou het gedink hulle gaan vir die ouetjie so 'n bal koop. Maar hierdie ouetjie is nou soos 'n perdevlieg en hy sê, papa ek wil. En hulle stap in die winkel in, en daar's 'n klomp verskillende klere, en hy sê vir hom, boet, watter kleur wil jy? En hy vat so 'n oranje bal, en hulle betaal die bal, koeps doodstil is hy, okay, heeltemal tevrede, net so gelukkig en bly. En hy sê, en dit het hom so gevat na hierdie gedeelte toe. God is lief vir ons. Hy wil vir ons gee wat ons vra, maar hy sê soms nie omdat hy onregverdig is nie, maar omdat hy weet wat is beter
en wat is nodig. Hy sien baie meer as wat ek en jy sien in ons lewe. So dit is baie belangrik dat ons altyd sal besef, God is regverdig en God is goed. En as ek net dit bietjie persoonlik na die Here Jesus toe kan terugtrek, Jesus is in hierdie gedeelte waar ons lees Lukas, is hy op pad na die kruisiging toe. So hy is op pad Jerusalem toe en hy weet, my dood is voor die deur. Ek gaan 'n gruweldood hê. God gaan sy gesig van my wegdraai. Ek gaan met die toorn en woede van die Vader sterf. Mense gaan my kruisig. So Jesus is op pad, né? Nou kan jy net dink wat moet alles in sy gemoed leef. En nou is hy besig om te sê, jy weet, dalk moet ek aanvaar as God vir my op 'n punt nee sê, want daar's dalk 'n beter bal net oor die straat. Daar's dalk iets beters aan die ander kant. En nou hoor jy vir Jesus, bly glo, bly bid, bly hoop. Daarom sê hy, kyk 'n bietjie na hierdie onregverdigheid. Hierdie weduwee het volhard. En sy het bly sê, want sy het gesê, ergens gaan hierdie regter ingee. As ons dan bly glo en bly volhard, jy kan nie geloof en gebed van mekaar skei nie. Dis baie belangrik hoor. Jy kan nie geloof en gebed skei nie, want as jy na geloof self kyk, dan sien jy geloof is 'n vertrouensverhouding. Ek moet God vertrou om in hom te glo. En al is dit moeilik, en al gaan dit swaar, en al is ek op pad na my dood toe, God is daar. En ek loop in sy lig, en hy sien waar ek loop. Dis die mooi van Maleagi 3 en 4, as Maleagi daar skryf en sê, God het julle wat eerbied het vir sy naam raak gesien, en hy het julle name in die boek van die lewe geskryf. Hulle wat mekaar gemotiveer het om vas te hou en te volhard, hulle wat respek het vir die wil van God, hulle name is geskryf in die boek. So ek wil net weer kom en sê, as jy met ander woorde die onregverdige regter teenoor God, die regverdige God stel, dan besef jy, wow, God is soveel meer, want hy is nog lief vir my, en hy is teenwoordig, en hy sien, hoeveel te meer sal hy nie, soos Jesus sê, hy sal hulle help, en hy sal hulle gou ook help. As liefde, daar's passie. Maar hierdie gelykenis fokus eintlik op gebed, né? Hulle vertel, daai bekende storie en fliek, Lawrence van Arabië, dan vertel hulle toe die Lawrence, die persoon, genooi is vir vredesgesprekke in Parys, in Frankryk, het hy 'n hele klomp Arabiere leiers saam met hom gevat. Natuurlik is dit toe nou die eerste keer wat hulle vlieg, en dis die eerste keer wat hulle alles sien. Hier kom hierdie nomade ouens uit die woestyn uit, dis sand, dis wind, en nou is hulle in hierdie hotel, en hy draai 'n kraan op 'n loop die water. Hulle kon dit nie glo nie. Dit was die een ding wat net, hulle kon dit nie begryp. Hoe draai jy 'n kraan oop en dan loop water uit, dan draai kraan toe, dis aan die water. En hulle dag en nag, as jy die kraan oopdraai, is water gereed. Jy moet nou weet, hulle is soetpitte, hulle is verskriklik suinig met water, want water is moeilik. En dan vertel hulle die laaste dag toe hulle moet teruggaan Afrika toe, het Lawrence van Arabië omtrent moeilikheid gehad om die klomp Arabiere heelhuids uit die hotel uit te kry, want hier op 'n punt raak hulle weg, hy gaan soek hulle. Toe is hulle besig om die krane af te draai, want hulle glo toe die water is in die kraan, as die krane saaf, dan wys hulle vir hulle familie by die huis, kyk hier, dit draai hulle ook, as water. Nou moet hy vir hulle vertel, die spype, daar's damme, dit is nie goed wat hulle begryp nie, maar hierdie ding van die kraan, as jy die kraan opdraai, loop die water. Nou ek vertel hierdie hele storie, want weet jy wat, ons dink baie keer gebed is, so as ek die kraan opdraai, dan loop die water. Magic. Oor die gebed is nie magic. Ek het nou gesê, ons kan nie geloof lê in 'n vertrouensverhouding. Nog soveel meer gebed lê in 'n vertrouensverhouding. En ons kan nie van gebed 'n stukkie magic maak nie.
Dit is die ma wat by die seun in die gang afloop en loop so by sy kamerdeur verby en hoor sy, hy sê Tokio. Nou loer sy daar by die skarnier, nou loer sy. Hier staan hy op sy knie by die bed, nou sit vir haar baie snaaks. Hoe bid haar seun nou Tokio? Nou wonder sy, is dit nou 'n chant of wat gaan nou hier aan? Later loer sy, klop sy en deur sy maak oop, sy sê, Sena, wat gaan nou hier aan? Nee ma, ek het in my vraestel vandag gesê dat Tokio is die hoofstad van Frankryk en ek wil nog maar net bid dat dit nou so gaan gebeur. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Gebed is nie hierdie magic nie. God kan nie gebruik word nie. Ek wil dit weer sê. Hoor mooi wat ek sê. God kan nie gebruik word nie. Ek kan in die teenwoordigheid van God staan. God kan my as 'n instrument gebruik, maar ek kan nie vir God gebruik nie. En hoeveel keer is ons gebede nie juist dit nie, ne? Dat ek vir God wil gebruik. Nou het ek 'n probleem met my buurman, dan wil ek vir God gebruik om my buurman uit te. Nou het ek 'n probleem by my werk, dan wil ek God gebruik om my werk. God kan nie gebruik word nie. Ek is 'n instrument in sy hand. Maar God kan nie gebruik word nie. Gebed is dan veel eerder oorgee. God is daar. God sien. God wil vir my goed doen. Gebed is dan veel eerder om my hand in die hand te sit wat die wêreld gemaak het. Om my hand te sit in die hand wat die wêreld beweeg. En daarom sê Jesus, as jy dit doen, en jy sit jou hand in die hand wat die wêreld gemaak het, wat die wêreld beweeg, hou aan bid. Soos die weduwee wat tydig en ontydig, iemand het dit nou die dag sê, hierdie weduwee het hierdie regter aanhou hamer. Sy het vir hom aangehou hamer. As hy vir hom sien het sy gesê, spreek reg. Vashou, om so voor God te staan. Maar as ek sê, gebed is nie magic nie, dan wil ek ook vir jou sê, gebed is nie 'n cheat code nie. Almal wat speletjies speel ken dit. Jy weet op die internet, as daar nou 'n vindingryke speletjie is, as dit nie lankie, dan is dit cheat code. So jy kan nou nie op die vlakke aangaan nie. En kry die cheat codes, dan gaan jy by hierdie moeilike obstacles verby. Ek praat met iemand wat die beste vir my wil. Dis nie 'n cheat code nie. Ek praat met iemand, hoofletters, wat die beste vir my wil. So ek wil weer vir jou sê, gebed is oorgee. Om afhanklik te bely, God weet die beste. Uit my hart, God weet die beste. So gebed, die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Is nie om God te gebruik nie, maar dis daai stelling om te sê, ek gee my oor aan God. En sy wil is die beste en gaan gebeur. So as ek dan bid en sê, Here, gee my daaglikse brood, dan sê ek dankie vir dit wat ek het. Dit maak nie saak wat dit is nie. Dan sê ek jaloers omdat myne nie lyk soos my buurman se nie. Jy kan hoor, nee, Jesus wat ook kom en sê, laat u wil geskied, nogtans nie my wil nie, u wil moet geskied. Is 'n heel ander ingesteldheid. My hand in sy hand. Ek gee my oor aan hom. U uitkoms is vir my wonderlik, want God is geregtigheid. God is regverdigheid. Hy sal so optree. Jy sal ook so sy punt sien. So onthou maar net, as ek nou hierdie punt kan saammaak, wil ek sê, as die onbillike regter later reg optree en reg laat geskied, hoeveel te meer gaan God die Vader, wat vir my en jou lief is, en wat vir ons net die beste wil, nie so gou as moontlik die beste vir ons doen nie. Dis sy koninkryk. En dis daarom wat ons deel het. Maar dan sê Jesus hierdie vreemde ding aan die einde. Jy kan eintlik dink hoe dat hy stil bly en daar 'n stuk ontsteltenis in sy gemoed kom as hy sê, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? Want ek het mos nou gesê, hierdie vreemde vraag, sal hy nog geloof vind? Geloof lê in 'n vertrouensverhouding. En as daar 'n vertrouensverhouding is, groei gebed daaruit.
So geloof en gebed en 'n vertrouensverhouding is 3 elemente wat jy net nêrens van mekaar af kan losmaak nie. So hoop en om werklik te bly glo is om elke dag maar weer jou kameel te pak en deur die woestyn te stap tot vanaand. Om jou te vereenselwig met dit wat Jesus in die bergrede gesê het. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die vredemakers. Geseënd is en jy kan gaan lees in die bergrede. Dis waarmee ons vereenselwig, net dat ons oorgee aan hom en dat ons begin leef wat hy leef. Dis 'n leefwyse wat dankbaarheid wek om te sê, "Sjoe Here, baie dankie vir dit wat ek het." Dis 'n interaktiewe verhouding waar ek eintlik meer luister as wat ek sê. Ek wil net weer sê, gebed, geloof kan nie van mekaar geskei word nie, maar hulle bind saam in 'n vertrouensverhouding. En dis waar ons staan. Kom ons bid saam. Here, ons glo in U met ons hele hart. Ons vertrou U met ons hele wese. Vir die 1000ste maal wil ek my hand in U hand plaas, want U het alles gemaak en U hou alles in stand en U laat alles beweeg. Here, U weet die beste. So wanneer ek bid en iets vra, dan vra ek dit altyd met die gees en gesindheid van, nogtans regtig nie my wil nie, want ek weet nie so goed soos U nie. U wil moet geskied. Here Jesus, en as U selfs in die swaar tye op aarde vir ons geleer het van gebed, dan weet ons terwyl ons hier leef. Dit is wat ons moet doen en dit is hoe ons moet leef. Dankie ook vir die voorbeeld en vir die lering. Ons prys U naam. Amen. En nou wil ek jou groet en sê, die Here gee sy seën vir jou en ek wil vir jou sê, my seën is dit wat saam met jou gaan. So ontvang dit ek so. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees.